Goeiedag, ek is Jan Brink hier van AP Kerk Oudtshoorn in Grootfontein. Ek lees vir ons enkele verse saam vanuit Amos, hoofstuk 5 vanaf vers 1. Hoor hierdie woord wat ek oor julle as klaaglied aanhef, o huis van Israel. Die jonkvrou van Israel het geval. Sy sal nie weer opstaan nie. Neergewerp lê sy op haar land. Niemand rig haar op nie. Want so sê die Here, die stad wat met 1000 uitgetrek het, hou 100 oor. En die wat met 100 uitgetrek het, hou 10 oor vir die huis van Israel. Want so sê die Here aan die huis van Israel, soek my, dan sal julle lewe. 'n Klaaglied is iets wat 'n mens sing wanneer jy hartseer is. God rig hier 'n klaaglied tot sy volk. Waaroor is die Here hartseer? Wat is Israel se sonde? Hulle valse aanbidding. Ja, hulle was verskriklik godsdienstig, maar hulle godsdiens was net iets uiterlik. Innerlik het hulle ver van God af geleef. Daar was geen ware toewyding aan die Here nie. As 'n mens vir 'n oomblik 'n bietjie terugdink aan alles wat die Here al vir hulle gedoen het, die liefde, die genade, die geduld en die deernis wat hy met sy volk gehad het tot op hierdie punt. En dan is dit hoe hulle leef teenoor God. Dan verstaan 'n mens iets van die hartseer van die Vader. Vanuit 'n kind-ouer perspektief sal enige ouer se hart stikkend wees as jy jou alles vir jou kind gee en jou kind gooi jou net weg. Ja, die Vader is hartseer, want hy weet wat hierdie sonde en hierdie ongehoorsaamheid van sy volk hom gaan kos. Daar is 'n dood wat betaal moet word, want dis wat hy beloof het. Maar as hy daardie dood van Israel sou eis, sal hulle vergaan, want geen mens of geen volk kan die oordeel van God hanteer nie. Daarom weet die Vader, hy moet sy seun stuur om daardie dood te kom sterf. Hy moet hom laat begrawe in die plek van Israel, sodat hy die belofte van vers 4 kan nakom. Soek my, dan sal julle lewe. En Israel moes dit snap, want hulle ken die beloftes van die Ou Testament. Hulle ken die moederbelofte, dat God 'n man sou stuur uit die saad van die vrou, wat die sonde sal oorwin, en die mense verhouding weer met God sal kom herstel. Hulle hou dan die offers wat God ingestel het, offers wat alles heenwys na daardie man. Daar is alleenlik lewe in God, wanneer jy 'n lewende verhouding met hom het. Dis wat hierdie woorde beteken. Om soos Israel net te maak, asof jy 'n verhouding met God het, gaan jou bring by die dood, waaroor die Vader hier hartseer is. Die lewe wat hy beloof, is vir elkeen wat 'n ware, lewende verhouding met hom het. En daardie verhouding, binne ons hedendaagse konteks, is alleen moontlik deur ons Here Jesus Christus. Want hy is die man wat die finale offer in ons plek gebring het. Hy het hierdie hartseer dood in ons plek kom sterf. Die vraag vir my en jou is, soek jy die Here? Soek jy die Here Jesus in jou lewe? Jaag jy sy lewenstyl na? Ja, ons almal wil baie graag ja sê op hierdie vraag, maar wees eerlik met jouself. Het jy 'n lewende verhouding met God? Is hy deel van jou lewe elke dag? Dink jy deur die dag aan hom? Praat jy deur die dag met hom? Spandeer jy kwaliteit tyd in sy woord, waardeur hy met jou praat? Of is hy maar net hierdie vroom gedagte soggens in jou lewe as jy opstaan en weer saans voordat jy in die slaap raak? Geliefdes, deur hierdie woorde van vers 4 en 6 steek die Here sy hand uit na elkeen van ons toe. Soek God
dan sal jy lewe. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het om 'n lewende verhouding met U te hê deur ons Here Jesus Christus, wat in ons plek die dood van sonde kom sterf het. Sterk ons asseblief deur U Gees om U elke dag eerlik en opreg te soek, sodat ons kan lewe as getuies van U liefde en genade. Amen.